Goeiedag. Ons kyk weer na die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, dit wat gekom het bykans 2000 jaar terug. En dan sien 'n mens dat hierdie werklikhede van die kruis het bykans 2000 jaar terug gebeur. En dan wonder 'n mens baie keer, wat is die werklike effek van Jesus Christus? Wat het Jesus werklik kom doen? Maar dit is nie iets waaroor 'n mens moet aanhou wonder nie, want dit staan vir ons alles opgeteken in die skrif. En ek dink een van die belangrikste dinge is dat ons moet gaan kyk dat die skrif sê vir ons geloof kom deur die gehoor, gehoor deur die woord van God. So ons moet gaan kyk dat ons by hierdie werklikhede van geloof bly, by dit wat Jesus Christus vir ons kom doen het, die afgehandelde werk van Jesus Christus aan die kruis. Nou vir my belangrik is, as ons in die natuurlike gaan kyk, dan sien 'n mens daar's baie dinge wat gebeur en baie dinge wat ons in die natuurlike kan leer. En een van die goed is dat ons gaan skool toe. En dan stuur jy jou kind nou byvoorbeeld skool toe en jy verwag dat daardie kind van jou na 12 jaar gekwalifiseer sal wees om die samelewing te betree en homself te kan onderhou. En dan sit 'n mens baie keer en wonder, waar het dit verkeerd geloop met die geestelike, waar jy, soos ek, 40 jaar in die kerk sit en niks weet werklik wat daar aangaan nie. Elke keer moet maar gaan sit dat die predikant vir my 'n mooi boodskap bring, laat ek nou weer so 'n bietjie opgecharge kan wees. Mense, hierdie goed is baie belangrik, dat ons moet evalueer. Dis een van die goed wat 'n mens elke dag doen. Ons het 'n vorige keer daaroor gesels, hoe jy evalueer, net as jy 'n brood gaan koop. Maar wanneer ons by die geestelike kom, moet ons ook evalueer. Ek noem nou maar net die voorbeeld van die skool. Jy het graad 0, jy het laerskool. Wanneer jy klaar is met die laerskool, dan gaan jy hoërskool toe. Wanneer jy klaar is met die hoërskool, dan gaan jy begin werk, of jy gaan universiteit toe, of wat ook al. En jy sien, daar's werklike groei vir jou, en daar's 'n groter werklikhede wat vir elkeen kom. As jy begin by die werk, dan begin jy en jy kyk na bevordering. Wanneer kan jy 'n bietjie bevordering kry? Hoe werk dit met die geestelike? Het ons al ooit daarna gekyk, dat daar is 'n progressie in die geestelike, en dit is belangrik. As ons byvoorbeeld net een van die mooi skriffies vat, 1 Korintiërs 13 sê, toe ek 'n kind was, te gedink soos 'n kind, gemaak soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, nou wanneer kom ons by die werklikheid waar ons 'n man is? Jy sien, die skrif sal dit nie daar gesit het as dit nie 'n werklikheid vir elkeen van ons is nie. En dit is die groot werklikheid, dat God probeer ons, hy moedig ons aan om by hierdie groter werklikhede uit te kom. En alles werk deur geloof. En hy sê, geloof kom deur die gehoor, gehoor deur die woord van God. En dis ook hoekom ons hierdie boodskapies bring. Nou, baie belangrik in die Ou Testament was die werklikheid die wet gewees, en die mense het met die wet gewerk. Dit wat jy vir God moes doen, hoe jy jouself moes probeer verbeter het, en hoe jy self probeer om 'n beter mens te word, en hoe jy self probeer uit jou eie uit om 'n aanvaarbaar te word vir God, en dit moontlik eendag te maak. Maar 2000 jaar terug kom Jesus Christus, en hy kom en hy vat al daardie pogings van jou weg, en God sit alle mense in Christus, en Christus sterf vir elke mens. Dan sien ons dat daardie werklikhede wat dan gekom het, is die werklikheid van geloof, sodat ons net moet glo in hierdie werklikheid wat Jesus Christus vir ons kom doen het. Dis baie belangrik as ons gaan kyk na geloof is 'n oortuiging. Met ander woorde, die Engels praat van 'n persuasion, hulle praat van faith, né? En dan sien ons daar's ook 'n ander woordjie, en dit is die woordjie glo. Nou, glo is om te vertrou. Die Engels praat van to trust or rely on God. En dan praat hy daarvan as believe. Nou sien ons ook dat jou geloof eintlik jou in staat stel om te glo. Dit klink miskien dalk ingewikkeld, maar is baie eenvoudig. Jou oortuiging wat jy het rondom die sukses van Jesus Christus, is dit wat jou in staat stel om te glo, want die skrif sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo,
nie verlore mag gaan nie. Met ander woorde, om absoluut oortuig te wees oor dit wat God gesê het. Maar mense, as ons nie sekerheid het van ons werklikhede nie, dan sal ons dit nie kan doen nie, dan sal ons God nooit vertrou nie, en ons gaan altyd maar staat maak op ons eie pogings ook so tussenin. En dis hoekom dit baie, baie belangrik is. Nou gaan kyk ons, dat daar was die Ou Testament gewees, waar ons onder die wet gewerk het, en toe het geloof gekom. Die Nuwe Testament praat dan, in die 4 evangelies kom Christus, en hy bring hierdie oorgang vir ons. Jesus Christus verskyn, en hy is op pad kruis toe, en hy verduidelik vir die mense wat hy gaan doen. En in hierdie 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, wat eintlik nog deel van die Ou Testament is, hoekom sê ek so? Want die skrif sê vir ons, en ons weet dit, dat 'n testament word geldig by 'n sterfgeval. En ons weet dat Jesus Christus het aan die einde van Matteus, Markus, Lukas en Johannes, was die kruisiging, die sterwe van Jesus Christus. So daardie 4 evangelies bring Christus, praat hy nog steeds onder die wet, maar hy bring vir hulle hierdie werklikheid, en hy sê wat hy gaan doen. Baie van daardie goed is dan nou, soos Markus 4 ook vir ons sê, is verborgenhede, want ons weet die vyand loop nog rond, en die skrif sê vir ons, as hy geweet het wat Jesus Christus gaan doen, dan sou hy nooit toegelaat het dat Jesus gekruisig gaan word nie, want hy het gedog, dis die einde van Jesus, die kruis. Hy het nooit geweet, dis sy einde nie. So wat gebeur? Jesus praat met die mense oor geloof in die 4 evangelies. Byvoorbeeld, Jesus sê vir hulle, jou geloof het jou gered. Dan is daar voorbeeldjies wat ons het, en dis byvoorbeeld die vrou wat Jesus se voete gewas het, en dan sê hy, vrou, jou geloof het jou gered. Met ander woorde, jou geloof. Hy gaan verder, daar is nog 'n gedeeltetjie in Lukas 8, die vrou wat in die bloedvloeiing gelei het, natuurlik in die ander evangelies beskryf ook baie van hierdie, maar hierdie word almal in Lukas beskryf. Dan sê hy weer vir die vrou, jy weet hoe daai vrou gemaak het om by Jesus uit te kom, en sy mag eintlik nie daar gewees het nie, want sy was onrein gewees. Ons weet hoe sy aan die pand van Jesus geraak het. Sy is daar onmiddellik genees. En dan sê Jesus vir haar, jou geloof het jou gered. Dis elke keer daai werklikheid, hoe daai vrou deur hierdie skares gegaan het om by Jesus uit te kom. Baie moeite gedoen het, nê? En jou geloof, sy het net gedink, as ek net aan Jesus kan raak, dan sal dit genoeg wees. En dit gebeur natuurlik ook so. Die 10 melaatse mense wat in Lukas 17 na Jesus toe kom, en hy genees hulle, hy sê vir hulle, gaan vertoon julle, dan weet ons die een het teruggekom om vir hom dankie te sê, en Jesus sê vir hom, jou geloof het jou gered. Die Engels sê, and he made him whole. Met ander woorde, daai ou wat kom dankie sê, het Jesus heel gemaak, al die vingers wat afgeval het, of die goedjies of die gate, al daai goed is, Jesus het hom heel gemaak, maar hy sê, jou geloof het jou gered. So ook die blinde man in Lukas 18. Dan is daar weer ander kere wat Jesus gegaan het in die 4 evangelies, byvoorbeeld in Matteus 18, waar hy dan praat met die hoofman oor 100, en dan sê hy vir hom, laat dit wees soos jy geglo het. Laat dit wees soos jy geglo het. Met ander woorde, dit wat jy geglo het, laat dit so wees. En dan weet ons waar hy vir Jesus gesê het, Here, dis nie nodig dat u na my huis toe moet gaan nie, want ek het ook mense onder my. En vir die een sê ek kom, en hy kom, en die ander een sê ek gaan, en hy gaan. Wat hy daardeur ook vir Jesus sê is, as u net vir die siekte sê, gaan, dan sal hy gaan. En dan sien 'n mens daar, Jesus sê, hy praat ook daar van groot geloof, want hy was 'n heiden gewees, en hy sê, laat dit wees soos jy geglo het. En dan is daar ook 'n ander gedeelte waar Jesus van praat, en hy sê, as jy geloof het, en nie twyfel nie, dan kan jy vir die berg sê, werp jou in die see. Met ander woorde, as jy geloof het en nie twyfel nie. Nou sien ons, dit is absoluut, dit is elke keer jou geloof. En dan sien 'n mens dat jy mag ook nie twyfel nie. Nou weet ons hoe maklik het ons geloof, en dan begin 'n ou twyfel en wonder, gaan hierdie ding werklik so werk? Het ek reg gehoor? Het die Here vir my so gesê? Nou net om hierdie probleem dan uit te ruim, kom daar 'n groot werklikheid, en dis die kruis. Nou, Jesus gaan en hy praat met die mense, en ons moet hierdie werklikhede sien. Hy praat byvoorbeeld
praat die skrif daarvan in Hebreërs 5 van vers 11 tot 14, praat hy oor die melk. Hy sê vir hulle daar, kyk mooi, hy sê, waaroor ons veel te sê het wat swaar is om te verklaar, hoekom? Omdat julle traag geword het om te hoor, want ons moet besef, geloof kom deur die gehoor deur die woord van God. Hy sê, want hoewel julle vanweer die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer 'n behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Hy sê nie man, julle is stupid of wat ook al nie. Hy sê julle is net onervare. Nou wanneer gaan ons ervare word? Jy sien, waarin moet jy ervare word? In die woord van geregtigheid. Hy sê omdat jy 'n kind is, sodat jy 'n man kan word, soos wat 1 Korintiërs 13 vir ons sê. Jy sien, al daai goedjies is goed wat ons vashou. Hy sê maar vaste spys is vir volwassenes wat geestesvermoë besit deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Mense, hierdie gedeelte is vir my baie baie belangrik. As ons gaan kyk na die melk, want elke soogdier gebruik melk. Hy begin op melk en dit is die manier hoe hy sy voeding inkry. Maar weet jy, geen soogdier kan op melk bly nie. Die oomblik wat hy op melk bly en nie oorgaan na vaste spys nie, dan gaan hy sterf. Hy gaan doodgaan. Maar ons sit baie keer in ons tradisionele siening van die geestelike, bly ons op melk, want ons kom nie uit by die geregtigheid uit, waar Christus ons weer geregverdig verklaar het, met ander woorde, geregtig om te wees asof jy nie gesondig het nie. Ander woorde, dis baie baie belangrik. Hy sê vir ons, hy sê ons moet julle oor en oor met melk voed, want julle is nog nie gereed vir vaste spys nie. Maar as jy nie op 'n punt gereed word nie, en dit is hoekom mense afdwaal, dis hoekom mense wegbreek, opstandig raak en afstig en alles, is omdat ons op melk bly en dan begin jy 'n honger kry, want jy kry nie genoeg voeding nie. En dan kyk ons, en dis hoekom dit belangrik is dat ons aangaan na vaste spys toe. Nou wat wil ek vir ons daardeur sê? Kyk gou na die gedeeltetjie toe. Dan kom ons nou na die kruisiging, met ander woorde die kruis. Efesiërs 3 vers 11 sê dat God het sy ewige voorneme opgeneem in Jesus Christus. So, God het nie probeer met Adam en toe Abraham, toe Moses en so deurgegaan nie. God se oorspronklike idee was Jesus Christus van die begin af. En nou praat hy byvoorbeeld van Abraham in Romeine 4, na die kruisiging en die opstanding, en sê Abraham, sy geloof het hom as geregtigheid gereken. God het sy geloof as geregtigheid gereken. Nie die wet nie, sy geloof, met ander woorde daardie oortuiging vir hom. Maar nou sit ons dat daar's 'n groot probleem. Daar's regtig 'n groot probleem wat ons elke keer miskyk en wat ons oorgaan, want soos ons gesien het in die 4 evangelies, gaan dit oor jou geloof, en as jy glo, en nie verslap nie, of nie twyfel nie. Maar nou kom die boodskap van die kruis sê, Galasiërs 2 vers 20 sê, ek is saam met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie. Wat nou? Want nou leef jy nie meer nie, hoe kan jy glo? Jy sien, en 2 Korintiërs 5 vers 15 sê, as een vir almal gesterf het, dan het almal gesterf, en hy het vir almal gesterf. So die wat lewe nie meer vir hulle self leef nie, maar vir die een wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Hy sê, daarom sien ons niemand meer na die vlees. Daarom sien ons niemand meer na die ou mens nie. Hy sê, daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Met ander woorde, jou geloof. Die manier hoe jou geloof die hele werklikheid gedryf het. Hy sê, is jy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Ons sit met die wet in die Ou Testament, ons sit met daardie oorgang van die geloof, waar dit jou geloof was, nie meer die wet nie, en nou kom hy in Jesus Christus, God sit alle mense in Christus, hy sterf vir almal, en nou leef jy nie meer nie, so het kan nie meer jou geloof wees nie. En jou geloof is daai ene wat soos 'n treadmill is, wat jy moet aanhou trap, en die oomblik as jy ophou trap, gaan staan die ding. So mense, dis baie baie belangrik, en hy kom en hy gee vir ons die lewe van Jesus Christus
Ek het Jesus Christus aangeneem as my lewe. Dis die werklikheid waarvan elke mens praat. En dit gaan absoluut oor sy geloof. Nou Galasiërs 2 vers 20 gaan dan verder. Dan praat hy daarvan dat ek het saam met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar dit wat ek nou leef, leef ek in die geloof van die Seun van God. Jy sien, want dit is die geloof van Christus wat nou in ons werk, en nie meer die geloof in, soos wat die Afrikaanse vertaling vir ons sê nie. Nou gaan kyk ons bietjie na die skrif in Romeine 1. Dis nou die eerste boek wat Paulus geskryf het na die opstanding van Jesus Christus. Paulus kom hier en hy skryf Romeine 1, en hy kom hier in vers 16, hy sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Jesus Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eers vir die Jood en ook vir die Griek. Jy sien, hier kom hy nou, hy sê, ek kom nou na julle toe, met 'n kragtige, dis nie, weet jy nie, toe ons klein was, is daar so dynamo wat jy op jou fiets se wiel gesit het, en dan as jy trap, dan skyn jou lig, en dan as jy nou ernstig stop, en jy wil sien in die aand, dan lig jy die fiets se agterwiel op, en trap jy die trap, met ander woorde, dan draai die dynamo, want as jy ophou trap, dan vervlou die liggie. Jy sien, nou kom hy sê, nee, hierdie is nie iets wat jy opwek nie, dis nie 'n dynamo wat 'n opwekker is nie, hy sê, hierdie is die krag van God, met ander woorde, jy's altyd geconnect aan die krag. Hy sê, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Met ander woorde, wat gebeur? As God kom in Christus, en hy gee vir ons sy geloof. Dis hoekom dit uit geloof tot geloof, met ander woorde, God se geloof word my geloof. Hy sê, en hy herhaal dit van Habakuk af, en hier in Romeine 1 en Galasiërs 3, en hy sê dit in Hebreërs 10 weer, hy sê, die regverdige sal nou uit die geloof lewe. Met ander woorde, ons gaan nou trek uit die geloof van Christus. Sien jy hoekom ons moet aanbeweeg van dit wat ons in die 4 evangelies, wat nog onder die wet was, wat dan sê, want Jesus het vir ons in die 4 evangelies kom sê, wat hy aan die kruis gaan doen, en die sukses daarna. 1 Petrus 1 vers 10 praat daarvan, die profete het die goed ondersoek oor dit wat oor Christus gesê was in die Ou Testament, wat oor hom geskryf was, en die heerlikheid daarna. Met ander woorde, daar het die heerlikheid daarna gekom, en dit is waarna ons moet gaan kyk. As ons byvoorbeeld gaan kyk, as paar plekke, Filippense 1, jy sien, ons praat nou hier in Filippense 1 vers 27 skryf Paulus nou, ek het nou gepraat van Galasiërs 2 vers 20 wat sê, die geloof van Christus, hoor wat sê hy? Hy sê, alleenlik gedraai hulle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien, dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle in een gees vasstaan, een van siel, saamstry vir die geloof van die evangelie, die geloof van die goeie nuus. Weet jy, dit is so belangrik dat ons daarna gaan kyk. Paulus kom in Filippense 3 verder, dan skryf hy hier, vers 7, hy sê, hy beskryf homself uit die werking van die wet, hy sê, wat die wet betref, was hy onberispelik, maar wat vir my wins was, het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, terwille van wie ek alles prysgegee het en as drek beskou het. Hy sê, al sy goed het hy prysgegee en hy dit as drek beskry. Hoekom? Om Christus as wins te kry. Om Christus as wins te kry. Hy sê, ek was die beste van die bestes onder die wet, maar ek het alles as drek beskou om Christus as wins te verkry. Hy sê, en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is, deur die geloof. Daar sê die Engelse vertaling, sê vir ons daar, die geloof van Christus, want Jesus Christus is nou my lewe, ek leef nie meer nie, ek is gekruisig saam met Christus,
Ek het my ou lewe is afgelê, Jesus Christus is my gelewe, en daarom het jy nou die lewe van Jesus Christus. Mense, dit is baie, baie belangrik dat ons na daai werklikhede gaan kyk. So gaan die skrif verder, praat hy telke male daarvan, as hy van geloof praat. Hy sê, dis baie belangrik, hy sê Hebreërs 4, hy sê, hoekom het die Israeliete hierdie probleem opgetel in die woestyn? Hy sê, omdat hulle nie die geloof met hulle geloof gemeng het nie. Sien jy, dit gaan nie na die kruisiging oor jou geloof nie. Dit gaan daaroor dat Jesus Christus is jou lewe, en omdat hy jou lewe is hy ook jou geloof. Nou gaan kyk ons byvoorbeeld na die progressie wat daar is. Jesus praat self daarvan, dan praat hy van Johannes die Doper. Hy sê, Johannes die Doper is die grootste wat uit vroue gebore is, maar die kleinste in die koninkryk van God is groter as dit. Met ander woorde, hy sê, hierdie grootste natuurlike werklikheid, hy sê die kleinste geestelike werklikheid is groter as dit. So die grootste geloof wat jy kon hê voor die kruis, is kleiner as die bietjie geloof van Jesus Christus wat jy reeds ervaar het of aanvaar het in jou lewe. Baie, baie belangrik, hy praat daarvan in geloof in Galasiërs 3, kyk mooi, baie belangrik, Galasiërs 3 praat met ons, dan praat hy oor hierdie werklikheid van geloof. Weereens waaroor praat ek? Die progressie. Ou Testament was die wet, die oorgang praat Jesus oor jou geloof, maar toe het jy saam met Christus gesterf, en jy ontvang Jesus as jou lewe, en nou gaan dit oor sy geloof, oor dit wat hy gedoen het, nie dit wat ek vir hom doen nie, maar dit wat Jesus Christus vir my gedoen het. Lees mooi hierso Galasiërs 3 vers 22, maar die skrif het alles ingesluit onder die sonde, sodat die belofte uit die geloof in Jesus Christus aan die gelowiges gegee kon word. Maar voordat die geloof gekom het, jy sien, voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word. Jy sien, geloof sou geopenbaar word. Dit is nie die werklikheid wat daar was nie, want God het sy ewige voorneme in Jesus Christus opgeneem. Vers 24, die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. Jy sien, uit die geloof, dit wat jy na die kruis gekry het, geregverdig kan word. Met ander woorde, dat jy is asof jy nog nooit gesondig het nie. Hy sê, maar nou dat die geloof gekom het, wie is die geloof? Jesus Christus. Nou dat Jesus Christus gekom het, is ons nie meer onder die tugmeester nie. Sien nie daai werklikheid, mense, die progressie daarvan. Dit gaan nie oor jou nie, dit gaan nie oor hoe goed jy is, of hoe goed jy probeer nie. Dit gaan daaroor dat jy moet absoluut vertrou op die werklikheid van Jesus Christus, en dit is geloof. Geloof is 'n oortuiging dat dit wat Jesus Christus gedoen het, toe ek saam met hom aan die kruis gesterf het, dat ek saam met hom gesterf het, volgens Romeine 6 gaan lees het, ek gaan nie daarby uitkom nie, en saam met hom opgestaan het in 'n nuwe lewe. Hy sê dat die ou mens het agtergebly, die ou mens het saam met Christus gesterf. Hy sê dan, maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder die tugmeester nie, want julle is almal kinders van God deur die geloof in Jesus Christus. Mense, baie, baie belangrik. So dit gaan nie oor hoe goed jy presteer nie, dit gaan absoluut hoe goed Jesus Christus presteer het namens jou. En dan baie, baie belangrik, as ons gaan kyk gou na 'n laaste gedeeltetjie in Romeine 3. Kyk mooi na die progressie. En dis hoekom hy sê, toe ek 'n kind was, het ek gedoen soos 'n kind, gemaak soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is. Hy sê, julle het weer behoefte aan melk, nie aan vaste spys nie. Hy sê, want julle is soos kinders. Mense, daar's 'n werklikheid dat ons moet opgroei in hierdie werklikhede. Kyk na Romeine 3. Hy praat hier van die wet, dan praat hy in die 19de vers, nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doenwaardig kan wees, aangesien hy die werke van die wet geen vlees voor God geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. Maar nou, nuwe werklikheid, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar, sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig.
So dis 'n werklikheid. Die wet en die profete, die Ou Testament was 'n werklikheid. Hulle het daarvan getuig. Skrif sê dit vir ons paar plekke, maar daar's 'n groter werklikheid wat gekom het. Maar nou die geregtigheid naamlik van God deur die geloof. Met ander woorde, die oortuiging van dit wat Jesus Christus vir my in die kruis gedoen het, toe hy my ou lewe weggevat het en vir my 'n nuwe lewe gegee het, naamlik sy lewe. Dis wedergeboorte. Jy sien, hy sê, deur die geloof in Jesus Christus, vir almal en oor almal wat glo, daar's geen onderskeid nie. Baie, baie belangrik. Hy sê, want almal het gesondig en het ontbreek aan die heerlikheid van God, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Jesus Christus is. Mense, hierdie is die groot werklikheid. Dan gaan hy aan na Hebreërs 11 vers 1 toe, en sê hy, geloof is nou 'n vaste vertroue in die dinge wat ons hoop, die dinge wat ons nie sien nie. Met ander woorde, dis nie dat dit nie daar is nie, dis 'n werklikheid, maar dit gaan nie meer oor hoe goed ek presteer nie, dit gaan om in die skrif te kyk. Geloof kom deur die gehoor, gehoor deur die woord van God, om te kyk, hoe goed het Jesus Christus presteer, en hy is nou my lewe. Amen.